Maak pad in die wildernis. Jesaja 40 vers 3 tot 5. Jesaja 40 klink so: Luister, daar is 'n stem wat uitroep. Bou 'n pad vir die Here deur die woestyn. Maak vir ons God 'n breë reguit pad dwars deur die veld. Vul die leegtes op, stoot die berge en die heuwels plat, maak die draaie reguit, maak die klipperige grond glad. Dan sal die Here kom. Almal saam sal sien hoe wonderlik die Here is. Die Here het self beloof dat hy sal kom. Eendag, lang gelede, was daar Rooikappie. Dis hoe die slaaptydstories altyd in die aande vir ons kinders begin het. 'n Wêreld van viertjies en wolwe en oumas en houtkappers word geskilder, wat die kinders nog vir lank sal bybly. 'n Wêreld waarin alles moontlik is, waarin enigiets onverwags kan gebeur. Eendag, lang gelede, was daar egter ook 'n ware woestynbewoner, iemand wat regtig geleef het. Hy het wel nie Kentucky Fried Chicken geken nie, maar daarom aangesit by 'n feesmaal van rasegte springkane met so soet heuningsousie oor. Sy klere van welriekende kameelhaar het veroorsaak dat mense hom op 'n afstand kon uitreik. En Johannes die Doper het egter net een taak gehad: maak die paaie van die Here reguit, die Here kom. Duisende jare later is sendelinge steeds besig met hierdie taak. Maak die paaie vir die Here reguit, berei voor vir die wederkoms van ons Here. Hulle woon in die vreemdste wêrelde en praat die snaakste tale, eet die vreemdste kosse, sodat almal kan hoor dat Jesus weer gaan kom. As ons dink deesdae in die Midde-Ooste, dan dink ons dadelik aan dinge soos Al-Qaeda en terrorisme, selfmoord, bomaanvalle, ontploffings, geweld en oorlog. En ons is nie ver verkeerd nie. Daar is baie fanatiese islamgroepe wat probeer om die wêreld te verander. Dit is 'n Wilde Weste waar elke groep probeer om sy eie stempel af te druk in die naam van Islam. Maar dit is ook 'n wêreld waar ons 'n verskil kan maak. Kom ons loer gou en voel vlug na hierdie vreemde wêreld met sy aardige wildernisse. Duisende gelowiges het die laaste jare al saam gebid vir die Arabiese Skiereiland en ons het verstom gewees oor die resultate. Die Arabiese lande waar ons werk is vir my 'n tipiese voorbeeld van hierdie wildernis wat nog voorberei moet word, waar die paaie gelyk gemaak moet word en valleie opgevul moet word. Ja, die wildernis is 'n gevaarlike plek wat ook 'n hoë prys vra van sy bekeerlinge. Een van die dinge wat Arabiese gelowiges as hulle eie persoonlike wildernis ervaar, is vervolging. Dis 'n realiteit wat families uitmekaar skeur, kinders van ouers skei en liefdevolle gemeenskappe in haatbendes verander. Vrees loop kniediep in die Midde-Ooste, gevolg deur weerwraak en godsdienstige haat. Een van die swaarste dinge om te aanskou is om te sien hoe jong gelowiges swaar kry, omdat hulle gekies het om die paaie vir die Here se koms gelyk te maak. Die nommer 1 rede hoekom daar vervolging in die wêreld is vandag, is omdat mense besluit het om vir Jesus te volg. Solank as dat mense tot bekering kom, sal daar vervolging wees. Die enigste manier om vervolging te verhoed, is wanneer mense nee sê vir Jesus. Die enigste plekke waar ons min vervolging vandag sien, is plekke waar daar min bekerings is, waar min mense vir Jesus leer ken. Vervolging is normaal en onvermydelik. Dis nie goed of sleg nie, maar neutraal. Jesus beloof immers dat ons net soos hy vervolg sal word deur die wêreld. Wat sal hulle aan my doen, as hulle dit aan Jesus ook gedoen het? Vervolging is normaal, doodgaan is normaal, swaar kry is normaal. As jy vervolging wil stopsit, verloon vir Jesus en dit sal ophou. Daar is vandag 3 soorte vervolging. Die eerste een is van bo af. Die staat is die vervolger. Soos Cuba, Noord-Korea, Saudi-Arabië en China. Dikwels gryp die staat eers in wanneer kerke begin vol word, wanneer getalle begin aanteel, wanneer Christene 'n bedreiging word. Dan vee die owerhede die bordjies skoon op enige manier. Weerstand kom wanneer die kerk groei. Die staat los jou in vrede, totdat jou geloof begin vrugte dra, kerke gevul word en die Bybel gelees word. Dan kry jy vervolging van binne en buite. Dis nou as die staat 'n ideologiese vernoot het. Die Indiese regering het Hindoeïsme as vernoot en staatsgodsdienst gekies,
In Rusland het die staat en die ortodokse kerk weer saamgespan teen die evangeliese bewegings. China het die 3 selfbeweging geskep om die huiskerkgroei te werk. Die kerk groei te vinnig, so kom ons maak hulle vennote. Ons gee vir hulle geld en grond en mag en besittings en denominasies. Ons kan nie uitroei nie, maar ons kan dit verswak. Dan kry vervolging van onderaf. Dit was gesetel in huisgesinne, families, gemeenskappe, vriende, broers en susters. Vir baie jong gelowiges is dit die ergste vorm van vervolging. Om geskei te word van die mense vir wie jy lief is. Om toe te sien hoe haat hulle verteer en aanvuur tot geweld. Baie van ons moslimbekeerlinge het hulle families, hulle werk, hulle besittings, hulle aansien en vriende verloor. Wat is die doel van die vervolgers? Nie om mense te arresteer en tronk te stop of te martel nie. Hulle wil ons stil kry. Enigiets sal aangewend word om te verhoed dat nog mense vir Jesus vind. As hulle nie kan keer dat iemand geloof word nie, wil hulle ten minste probeer om hom 'n onaktiewe, oneffektiewe, lauwarm gelowige te maak. Party bekeerlinge maak vrede met Islam en getuig nooit teenoor hulle broers nie. Hulle handhaaf die kultuur van moslim godsdienstigheid, maar is eintlik maar geheime gelowiges. Wat het ons nodig om vervolging te hê? Gelowiges. In die Arabiese skiereiland het ons feitelik geen gelowiges nie. Vervolging is vir gelowiges. In die golfgebied is dit so sleg, dat dit keer dat mense tot bekering kom, sodat hulle vervolging kan hê. Enkele gelowiges kry bitter swaar, maar hulle is nog nie deel van 'n gemeenskap van gelowiges nie. Om kerk toe te gaan in die Vrye Weste en in Suid-Afrika is dikwels 'n sosiale geleentheid. 95% van die kerke sal nie 'n nuwe bekeerling in hulle midde verwelkom nie. Een van die vervolgdes skryf: "Moenie vir ons jammer voel omdat ons vervolg word nie. Ons het nog nooit nader aan Jesus gevoel as nou nie. Die moeilikste plek om in die wêreld te wees is nie onder vervolging nie, maar in vryheid. Dit kos 'n groter geestelike volwassenheid om in 'n vrye materialistiese omgewing staande te bly as onder vervolging. In die grootste deel van die moslimwêreld is daar min grootskaalse vervolging vandag, want daar is baie min reaksie, min gelowiges, min vrug. Tog is God aan die werk." 'n Ou man in Somalië het eendag gehoor van 'n sekere wit man wat in die omgewing besig was om mense van Jesus te vertel. Hy was reeds 40 jaar oud en het nog nooit iets anders as Islam gehoor nie. Hy het nog nooit van 'n Bybel vir Christen gehoor nie. Hy besoek toe die plaaslike godsdienstige sjeik in sy dorpie, wat in voeling was met die geesteswêreld. Die mystieke sjeik antwoord hom: "Hier is wat jy moet doen. Ek sal 'n dier namens jou offer en dan moet jy vir 3 dae lank mediteer. Op die 3de dag sal die antwoord vir jou duidelik word." Hy het gedoen, en op die 3de dag hoor hy 'n stem vir hom hoorbaar sê: "Vind Jesus, vind die evangelie." Hy het geen idee gehad of Jesus 'n vrug, 'n dier of 'n bok was nie. Die stem het verder vir hom duidelike instruksies gegee: "Gaan na die stad toe, na so en so 'n straat toe, en jy sal 'n deur vind met hierdie teken daarop. Klop en vra die persoon het oopmaak wat jy kom soek." Nou ja, hy het nie geweet hoe om met die Heilige Gees te onderhandel nie, en het maar net gehoorsaam in die pad geval en vir 23 uur lank geloop na die stad. Hy het sy vrou en kinders agtergelaat, oor berge en riviere gestap, tot by die regte straat en deur met die teken daarop. Hy was deel van 'n volksgroep van 30 miljoen mense, waaronder daar maar slegs 3 gelowiges was. Hy klop toe aan die deur en vra: "Ek het gekom om Jesus en die evangelie te vind." En die man kyk hom ongelowig aan en sê: "Julle moslems moet dink ek is mal om so maklik uitgevang te word." Die soeker antwoord: "Ek weet nie of jy mal is nie, maar ek is hier om die evangelie en Jesus te vind. Kan jy my help?" Vir 2 weke het hy saam met hom in die huis gebly en alles ingedrink wat die man vir hom te sê gehad het. God is die een wat mense roep na hom. So, hoe kom moslems vandag tot bekering? Die gemiddelde moslim hoor die evangelie deur 7 verskillende mense voordat hy tot bekering kom. Net 10% van bekeerlinge se eerste kontak met die evangelie was sendelinge gewees. Wonderwerke is normaal vir moslems. Selfs Mohammed het visioene gehad. Dit is normaal vir 'n moslim om drome van Jesus te sien, engele te hoor praat en stemme te hoor. Na so 'n visioen of droom beland hy gewoonlik op 'n geestelike pelgrimstog, wat enigiets tussen 3 tot 5 jaar kan duur.
Is niks ongewoons dat slegs 10% van moslems hulle geloof aktief beoefen nie. Na 'n droom begin die dromer skielik sy geloof aktief beoefen. Hy bid 5 keer 'n dag en lees die Koran en binne 6 maande ontdek hy die leegheid van sy godsdiens en verlaat dan Islam. In honderde onderhoude wat met bekeerde moslems gevoer is daar gevind dat teen die tyd wat hulle Jesus leer ken het, hulle reeds vir 'n geruime tyd nie die moskee besoek het nie. Op hulle pelgrimstog soek hulle rondneis diepers wat hulle nie in 'n moskee kan vind nie. Baie bekeerlinge was jare laas in 'n moskee. Die tweede stap op die pelgrimstog is wanneer hulle God se woord in hulle hande kry. Partykeer kry hulle eers die woord en begin dan drome ondervind, maar ook andersom. Die slegte nuus is dat ongeveer 80% van die moslems vandag nie kan lees of skryf nie. 95% van moslimbekeerlinge het 'n goeie interaksie met die woord gehad. As hulle nie die woord in hulle eie taal het nie, is die kans maar skraal dat hulle evangelie sal leer ken. Die derde stap op die pelgrimstog is wanneer hulle 'n ander gelowige ontmoet met wie hulle kan saam groei. Filippus het eendag langs die pad iemand raak geloof wat besig was om uit Jesaja te lees. Verstaan jy wat jy lees, het hy die reisiger gevra. En ons almal weet wat toe daarna gebeur het. Ons sal gedurig moet soek na maniere om die woord van God in geskrewe en luisterbare vorm in hulle hande te kry. Wanneer vervolging uitbreek, is die eerste ding wat hulle wegvat van die jong gelowige sy Bybel en sy mentor. Wat hulle nie kan wegvat nie, is die persoon se persoonlike verhouding met Jesus, sy drome en visioene. 'n Sendeling wat onder Hindoes werk ervaar dat evangeliste na die armste van die armes gaan en vir die duisende mense vra, hoe baie van julle is siek, wil julle genees word? In Jesus se naam word duisende dan genees. Dis 'n omgewing waar daar min mediese dienste beskikbaar is. Daar is meer demoniese geeste per vierkante meter in Varanasi as waarskynlik enige ander plek op aarde. Daar's 300 miljoen Gode in Indië. Die meerderheid van bekerings is gevolg van genesings wat mense ervaar. Niemand van hulle kan 'n enkele versie van die Bybel opnoem nie, of ken iets van die skrif nie. Hulle ken Jesus net as die dokter, die geneeser, maar nie as Here nie. Vir baie is daar nie 'n Bybel betrokke in die proses nie. Diegene wat nie siek is nie, het nie Jesus nodig nie. Die mense kom veral tot bekering onder die armes, maar nie onder die rykes wat nie siektes het nie. Hindoe-gelowiges word uitgestuur na moslems met die boodskap, word genees. Moslimbekering word uitgestuur na die Hindoes met die boodskap, lees die woord. Op watter wyse het jy vir Jesus leer ken? Elke kultuur het sy eie filters waardeur mense tot bekering kom. Baie van ons het tot bekering gekom deur die CSV, kampe, prediking, televisie, Bybelskole, Bybelstudie, boeke wat ons gelees het. Is dit nodig dat moslems vir Jesus op dieselfde manier moet vind as wat ons het gedoen het? In die gesendinggeskiedenis van Afrika is dit dikwels gedemonstreer dat ons kerke probeer plant wat soos ons is. Daar moet kerkgeboue wees, Bybelskole, Bybelstudies, vrouedienste. Te dikwels het ons ons eie strukture en stempels probeer afdruk op ander kulture, waar mense tot vandag toe nog swart rokke en manelpakke dra as erfenis. Wat kos dit jou om Jesus te volg? 'n Sendeling vertel eenmaal van 'n ou man wat hy ontmoet het. Hy was 63 jaar oud, maar het eerder 90 jaar oud gelyk. Hy het sleg gelyk. Daar was nog nie kerke in sy omgewing nie, en dikwels moes hy en sy bure 3 dae ver stap om 'n erediens by te woon. Dikwels moes hulle buite die huis staan en deur die venster inluister hoe die gelowiges sing. Hy begin toe 'n erediens in sy eie huis in die afgeleë streek waar hy gewoon het. Eers het net sy eie familielede saamgekom om die Here te loof, en later nog 10, nog 20, nog 30. Die autoriteite het die massas mense gewaar en hom gewaarsku. Toe kom 50 mense vir 'n kerkdiens na sy huis. Hy word gedreig deur die owerhede. Het jy nie in Romeine 13 gelees dat jy gehoorsaam moet wees aan die owerhede nie? Hulle het toe sy kinders uit die skool gesit en hy het sy werk verloor. Die gelowiges het aangegaan om by mekaar te kom en hom te ondersteun met die nodige. Hy het aangegaan om sy kudde te versorg totdat daar 75 mense by mekaar was. Die owerhede slaan toe met 'n klopjag tydens 'n Bybelstudie. Die KGB-kolonel slaan hom en sê, dis jou verdiende loon.
Ons het jou mos gewaarsku. Ons het mos vir jou gesê om te stop met die bijeenkomste. 'n Klein babushka tannie loop die kolonel tromp op en skud haar vingers voor sy neus. As jy jou hande lê op hierdie man van God, sal jy nie oorleef nie. Binne 'n week was die kolonel dood. Hulle het die kerkleier vir 17 jaar in die tronk gegooi. Hy was die enigste gelowige onder 1500 gevangenes. Hy het geen privaatheid gehad nie. En die mure tussen die gevangenes was maar net tralies gewees. Die ligte het 24 uur per dag gebrand en die geraas was konstant met hom. In die hoek van die sel was daar 'n betonpilaar wat heeltyd gedrup het van die vochtigheid. Hulle het alles probeer om die man se gees te breek. Soos sy gewoonte was, het hy elke oggend opgestaan en langs sy bed gaan staan, terwyl hy na die ooste kyk. Hy het sy hande opgelig na God en hardop 'n lied gesing. Die gevangenes het eers vir hom gelag, met hulle bedpanne teen die tralies geslaan, goeters aan hom gegooi en hom beledig. Maar soos sy gewoonte was, het hy elke oggend opgestaan en dieselfde lied gesing tot eer van God. Hy het Bybelversies neergeskryf op stukkies papier en stories wat hy kon onthou. Dit het hy dan teen die pilare in sy sel vasgeplak. Elke keer het die owerhede het gevind en hom gedreig en geslaan. Volgende keer maak ons jou dood. Vir jare het hulle probeer om sy gees te breek en sy geloof in Jesus te verwoes. Uiteindelik het hulle ingebreek by sy huis en van sy vrou se klere gesteel, haar serp en skoene. Hulle kleed toe 'n ander kriminele vrou in haar klere en marcheer haar verby sy sel. Oogkontak word nie toegelaat nie, maar hy het sy vrou se klere en skoene herken. Vir 3 dae het hulle haar gemartel en kon hy haar gille hoor vir 72 uur weer galm deur die selle totdat sy dood is. Toe knak hy en hy sê vir God, ek kan nie meer nie, ek gee op, ek kan dit nie doen nie. Ek sal enigiets teken wat hulle vir my gee. Hulle wou hê, hy moes 'n dokument teken waarin hy verklaar dat hy nooit werklike gelowige was nie, maar eerder 'n spioen van die Weste, betaal en gestuur deur 'n westerse land. In groot moedeloosheid het hy daardie aand bed toe gegaan, sy geeste laagtepunt bereik. Honderde kilometers van daar af het sy vrou en kinders sy angs en ontnugtering aangevoel. Hulle het dadelik bymekaar gekom om vir hom te bid. Hulle het op hulle knieë neergeval en gebid vir hulle man en pa en leier vir krag. 1000 kilometer verder hoor hy skielik hoorbaar in sy sel hoe sy vrou en kinders en familie vir hom bid. Skielik raak sy rug weer reguit en spring daar weer 'n vonkel in sy oog. Ek sal niks teken nie. Die volgende dag wat die owerhede weet wat gebeur het. Ons het jou plat geslaan, jou verwoes en geknak, wat het dan gebeur? Ek het gisteraand my familie se stemme gehoor toe hulle vir my bid. Die volgende dag het dit vir hom soos Kersfees gevoel, toe hy 'n hele vel papier vind, waarop hy Bybelversies kon skryf. Hy het dit teen sy pilaar opgesit vir almal om te sien. Die owerhede het die papier gegryp en opgeskeur en hom brutaal geslaan. Genoeg is genoeg, het hulle gesê. Ons het alles probeer, nou gaan ons jou lewe neem. Toe hulle by sy sel deurkom om hom na buite te sleep, staan 1500 gevangenes skielik op, rys hulle hande na die ooste en sing soos een man die lied wat hy vir 17 jaar gesing het. Jesus min my salig lot. Weer vra hulle vir hom, wie is jy? Ek is 'n kind van die lewende God en sy naam is Jesus. Oral oor die wêreld sien ons hoe gelowiges hulle self reproduseer. Ons vind in hulle kwaliteite wat hulle seëvierend maak, selfs te midde van vervolging. Hoe lyk 'n gelowige wat seëvierend in vervolging was? Eerstens, hulle het vir Jesus geken. God het nie kleinkinders nie, hy het net kinders. Hulle het 'n persoonlike verhouding met Jesus gehad wat niemand van hulle kon wegneem nie. Hulle het hom geken, hulle het sy woorde geken. Hulle ken ook die intimiteit van gebed, hulle praat met God. In 'n gewone gesprek soos ons met mekaar gesels oor rugby en die weer. Hulle intimiteit in gebed is ongelooflik en onophoudelik. Derdens, hulle het groot gedeeltes van die Bybel gememoriseer. Hulle sal nooit toelaat dat jy jou Bybel saamneem as jy gearresteer word nie. In China is 4 kerkleiers gearresteer en in dieselfde sel geplaas vir 3 jaar. Daar was baie jong mense wat nog nooit 'n Bybel gehad het nie. Hulle het die jong mense uitgedaag om soveel as moontlik Bybelverse en liedere te memoriseer. In die 3 jaar was hulle in staat om al 4 evangelies neer te skryf uit hulle geheue, met net 6 foute en ook 1600 liedere. Die Bybel wat langs ons bed lê is nie die Bybel
wat aan ons behoort nie. Die enigste Bybel wat aan ons behoort is die een wat vasgevang is in ons geheue en harte. Hoe lyk jou mondelingse Bybel? Wie is die mees gerespekteerde persoon onder die moslims? Dis iemand wat die Koran gememoriseer het. Dis omtrent die grootte van ons Nuwe Testament. Elke jaar is daar kompetisies in Jeddah waar jong kinders die hele Koran uit hulle kop kan opsê. Hulle ken baie inheemse liedere uit hulle koppe uit. Wat hou jou sterk in moeilike tye? Die mense wat vervolging ervaar, sing liedere met hulle eie woorde en wysies, nie liedere wat uit ons gesangeboek vertaal is nie. Wat is jou vers? Wat is jou lied? As depressie of alleenheid jou vang, wat is jou lied wat net aan jou behoort? Kan jy dit vir my sing? Watter lied maak jou sterk? Hou jou vuur in die brand? In plekke soos Saudi-Arabië probeer die regering enige vorm van musiek dooddruk. As 'n gelowige eers die woorde van God in 'n lied vasgevang het, sal hy dit nooit vergeet nie. Hulle weet ook daar word vir hulle gebid. Hulle is nie vergete nie. Vir bekeerlinge wat uitgeruk word uit hulle familie en vriendebande is daar min vertroosting. Vir diegene wat deel was van 'n gelowige gemeenskap is daar altyd die versekering dat daar vir hulle gebid word. Soos een van die mense in die tronk sê, die ding wat ons in die lewe hou is die wete dat mense vir ons bid. Ongelukkig het die meeste kerke in die Weste lankal al vergeet wat dit is om te bid vir hulle wat vervolg word. Hulle weet hulle familie word versorg. Wat is jou grootste bekommernis in die tronk, waar hulle by een ou weet? Dat my vrou en kinders honger is. As ek weet hulle word versorg, sien ek kans vir alles en kan ek die hekke van die hel stormloop. Hulle weet ook hulle swaar kry is vir Jesus. Hulle weet hulle is in die tronk ter wille van hulle geloof in Jesus. As hulle ingebreek word, weet hulle dis vir Jesus. God kan enige getuienis gebruik, behalwe iemand wat nie getuig nie. Hulle weet ook hulle vervolging is normaal. Soos hulle aan my gedoen het, sal hulle ook aan jou doen. Vervolging is normaal. Ons probeer weghardloop van pyn in ons eeu van kitsoplossings, in plaas daarvan om te groei deur die pyn. Die vrees vir vervolging is baie groter as die vervolging self. As gelowiges hulle vryheid van vrees ontdek, kan niemand van hulle stil bly nie. In China is daar verskeie huise waar gelowiges saamkom. Alles behoort aan Jesus. As die owerhede dit wil konfiskeer, sê hulle maar net, dis nie myne nie, dis Jesus se. Praat met hom as julle dit wil hê. Baie gelowiges het geleer om nie net 10% vir God te gee nie, maar 100%. As jy nie stil bly nie, gaan ons jou huis afvat. Dan is ek vry om vir God te vertrou vir my daaglikse brood. As jy nie stil bly nie, gaan ons jou slaan. Dan is ek vry om God se genesing te ervaar. As jy nie stil bly nie, gaan ons jou in die tronk gooi. Dan is ek vry om te getuig. Mense wat hulle vryheid in Jesus ontdek, verloor hulle vrees. Maar die duiwel is listig en hy hou nie daarvan om grondgebied te verloor nie. Islam is een van die laaste groot reuse wat nog moet val. Hy probeer dus sy bes om die koms van Jesus te vertraag, want hy weet sy tyd is kort. Hoe gouer hy die jong kerk kan dooddruk, hoe beter. Hoe kan ons dit regkry? Hoe gaan ons die paaie gelyk maak? Samewerking. Die taak is groot en die arbeiders min. Gou leer mens saamwerk met ander organisasies en gelowiges om die taak te voltooi. Ons beleef tans 'n wonderlike samewerking tussen die sendinggroepe wat hande vat om Jesus se koninkryk te sien kom in ons streek. Nog sendelinge. Die Back to Jerusalem beweging beywer hulle om 10.000 Chinese sendelinge uit te stuur na die Midde-Ooste binne die volgende paar jaar. Hulle kom gelouterd uit die vervolging onder kommunisme en is vuur en vlam om die Here te verkondig waar hulle ook al kom. Soos die eerste sendelinge van destyds vanuit Jerusalem beweeg het om die wêreld van Jesus te vertel, beweeg hierdie arm Chinese sendelinge terug na die wêreld waar die evangelie gebore is. 'n Wêreld gevul met haat en geweld en weerstand teen Jesus se koms. Is julle nie bang vir vervolging nie? Nee, dit is onvermydelik. Bid eerder dat ons gehoorsaam sal bly te midde van vervolging. Elke somer stuur ons spanne Arabiese gelowiges op uitreikings na veilige lande in Europa. Daar getuig hulle onder duisende Arabiere wat daar vakansie hou as toeriste, wat koeler weivelde soek. Baie van hulle kan nie glo dat moslems tot bekering kan kom nie, en is dan stom verbaas as die Here wonderwerke voor hulle oë doen. Verlede jaar het 16 moslems tot bekering gekom in Genève,
Die meeste van hulle uit Saudi-Arabië. Die uitreikingsspan het vol enthousiasme teruggekom na die golf, oortuig dat die Here ook hier wonderwerke kan doen. Deur satelliet televisie. Duisende mense kyk na satelliet TV-stasies. Gelukkig is daar talle gratis Arabiese Christenstasies wat op die decodeerder gevind kan word. Dis niks snaaks om honderde kanale te hê waardeur mense daagliks surf op soek na iets interessants nie. Met hoë kwaliteit programme verower hulle talle kykers se harte en geniet die programme van Sat7 groot aanhang. In baie van die lande is die Bybel en Christendom verbode, maar gelowiges en soekers kan steeds inluister na Christen radiostasies wat Arabiese programme na die streek toe uitsaai. Groepe soos Transwêreld Radio, Ibra en Feba werk nou saam om die streek vir Jesus te bereik. Video's en DVD's word op groot skaal gebruik om die moderne Arabiere mee te bereik. Die Jesus-film word op groot skaal gekopieer en versprei in die moslimlande en dien as 'n kragtige medium waardeur na mense in die veiligheid van hulle eie sitkamers na kan kyk. Die Bybel is beskikbaar in al die lande, hoewel ondergronds. Om die Bybel in die hande te kry is elke keer 'n wonderlike deurbraak. Geestelike boeke en korrespondensiekursusse dien as goeie hulpmiddels om gelowiges mee te versterk en soekers se vrae mee te antwoord. Moderne films soos die Mel Gibson film The Passion of Christ het die Midde-Ooste soos 'n warrelwind getref. Toe Israel die film verban het al die moslimlande dadelik dit as antisemitiese propaganda beskou en wou hulle graag die film sien. Duisende in die theaters besoek en die aanvraag was so groot dat alle ander flieks in partystede gekanselleer is en net die Passion vertoon is. Alle loketrekords is gebreek en meer mense die Passion gesien as enige ander film in die geskiedenis van die filmwese. Duisende moslems het die film in theaters of op swartmark DVD's gesien en as veranderde mense daar uitgestap. Soos een sendingleier gesê het, Mel Gibson het in 1 week meer mense met die evangelie bereik as wat ons in 1400 jare gekry het. In Saudi-Arabië waar daar geen theaters is nie, het koerante selfs groot artikels gepubliseer oor die film, waar het op die swartmark beskikbaar is, hoeveel het kos en hoe om dit in die hande te kry. Vir baie was dit die eerste keer dat hulle blootstelling gehad het aan so iets, en vir sommige was dit 'n bevestiging van die drome wat hulle reeds van Jesus gehad het. Geen groter liefde het iemand as wanneer hy sy lewe vir sy vriende aflê nie. Die passie van Jesus het hom alles gekos, want jy was vir hom so kosbaar, die moeite werd om gered te word. En natuurlik deur te bid. Die stories wat agterop die afkondigings gedruk word elke week is daarop gemik om ons inligting te gee waaroor gebid kan word. Dis nie maar net om die bladsy vol te skryf of iets te kry om te lees as die gedagtes begin afdwaal van iemand se preek nie. En dinge gebeur op die sendingveld as daar gebid word. Sal jy vir ons bid? Sal jy bid dat God se koninkryk ook in die moslimlande sal kom?